So, as ons na die onderhandeling van Lobola kyk, ooms van die meisie en van die seun sal afgevaardig word om met die voornemende Prinse familie te onderhandel ten opsigte van die Lobola Prys. Die meisie mag nie met die aanstaande skoonouers praat nie, dis nie deel van die kultuur nie. Sy moet haar ouers of oom gaan doen, maar niemand is beskikbaar. Dit is die rede waarom sy gesing het, zodat haar moeder haar kan hoor en huis toe aangehardloop om met die mensen te onderhandelen. Maar om vir haar ma tussen daar mensen gewees het sy gesing. So jullie gaan allemaal sing, Bahwe Bantela Chai, Bahwe Bantela Chai. Kan jullie dit sing? Bahwe Bantela Chai, Bahwe Bantela Chai. So ik ga zingen en ik ga Bahwe Bantela Chai zingen. Want in die Tswana cultuur, volksverhalen wordt opgetreden, hulle wordt niet gelezen nie. En die liedjes moet gezingen worden. So, dat is zeker ook deel van de cultuurleer. So, ik ga zingen en jullie gaan zingen Bahwe Bantela Chai. Nyentele we, nyentele, Bahwe Bantela Chai. Nyentele, Bahwe Bantela Chai. Nyentele we, nyentele, Bahwe Bantela Chai. Nyentele, Bahwe Bantela Chai. Thank you. So dan, die ma het onmiddellijk gereageerd op die dokter se liedjie en is toe gegaan. Sy was opgewonde oor die gaste, want sy het nooit besoekers ontvang nie. 'n Klomp van die voornemende vleiers het overvoete gekry onmiddellik nadat hy die oor op die ma gelê het. Dit het aangeroep totdat 'n dapper prins sy man kon staan. De prins sy man kon staan. Die ma was eintlik 'n baie goeie persoon. Die nie-Ubuntu aspekte wat in die verhaal uitkom, is dat die ooms van wat afwesig was om die Lobola Prys te onderhandel. Die ouers van die meisie mag nie betrokke wees in die onderhandelingsproses ten opsigte van bepaling van Lobola nie. Bure moet instaan tydens die onderhandelings indien die naaste familie nie teenwoordig kan wees nie. Voornemende vleiers het die pad gevat omdat sy onaantrekkelijk was. Daar is geen lelike man of vrou volgens die Afrika cultuur nie. Die twee spreekwoorde lê vir mans moet na haar na bekoop. Daar is geen lelike man nie, solank hy vir jou kan sorg. En vir vroue moes hy nie twee nog doen, maar ook 'n vrou is 'n bobbejaan, moes eet haar hande, letterlik vertaal. 'n man moet net weer vir haar werk en die vrou. Les wat ons in die verhaal leer is dat nie 'n man op sy bakkie takseer nie. Die veer maak nie die voël nie. Die voornemende vleiers het voet in die wind geslaan omdat hy die bal heeltemal misgeslaan het deur haar vir 'n kannibaal aan te sien. Eers moet mama wel se status verhoog is deur haar dogter sy huwelik met 'n prins, het haar bure haar waarlik graag en kom kyk. Dit is ons plig om nie ons eie volstrekking te maak ten opsigte van ander mense, alvorens ons nie eers beter leer ken het nie. Hoe meer ons kennis dra en insig het van mekaar se kultuur en tale, hoe beter sal ons in vrede met mekaar kan leef sonder onnodige misverstande. 'n Kind leer 'n tweede en self 'n derde taal eerder baie makliker aan op 'n vroeë ouderdom as wanneer hulle meer gevorderd is in jare. Volgens Wampe is taal assosieerde konstruksie. Elke taal veral 'n tweede taal se reëls is nie aangebore nie. Die reëls moet aangeleer word. Leerlinge of studente bemeester 'n taal wanneer hulle die taal in hul en veral idiome in konteks gebruik. As gevolg van die verskillende tale wat in Suid-Afrika gebesig word, is ons in die bevoorregte posisie om kennis op te doen van mekaar se verskillende kulture. Ook selfs om nie net in 'n ander taal te kan kommunikeer nie, maar dit ook te kan lees en skryf. Op die manier kan ons as Suid-Afrikaners ons diversiteit ten volle benut en uitleef. Dankie.